Ek is besig om met jou te gesels oor hierdie reeks Kom oor jouself. Tik aan jou buurman en sê, dis nie vir my nie, is vir jou. En ons het nou al oor 'n paar goedjies gesels. Ons het die laaste paar boodskappe 'n bietjie gekyk oor vergifnis, gekyk na aspekte soos wraak en woede, onvergewensgesindheid, hierdie tipe goed wat ons ronddra en dat ons daarvan moet ontslaa raak. En ek gaan nou nie weer in alles ingaan nie. As jy dit gemis het, asseblief gaan kyk het. Ek glo dat dit vir jou werklik sal help ook in die lewe. En vanoggend wil ek met jou gesels oor hierdie tema wysheid oor dwaasheid. So ek wil begin vanoggend en ek wil hê ons moet 'n speletjie saam speel. Gaan jy saam met my speel? Die speletjie noem ek dit of dat. En hoe hierdie speletjie werk, is dat jy moet een van twee keuses maak. Jy kan nie sê nee nie. Jy moet 'n keuse maak. So, dit begin, hierdie hele speletjie gaan oor vra, en dan moet jy besluit, wat gaan die beste opsie wees in daai situasie. Is julle reg? Is julle reg? Okay, hier gaan ons. Eerste vraag, sal jy eerder 10 miljoen rand wil hê of die liefde van jou lewe? Praat mooi, want hy of sy sit dalk langs jou. Vraag 1, en jy moet antwoord, nie hardop nie, as jy getroud is asseblief. My antwoord is gee maar daai 10 miljoen. Sal jy eerder 10 miljoen rand wil hê of die liefde van jou lewe? Het jy jou antwoord gemaak? Onthou, jy moet kies. Vraag 2, en nou gaan jy baie mooi moet dink, want jy moet nou hierdie prentjie in jou kop skep. Wat soek jy eerder? Bene so lank soos vingers of vingers so lank soos bene? Jy moet 'n keuse maak. Vraag 3, sal jy eerder 1 miljoen rand wil wen of dat jou vriend 10 miljoen moet wen? Onthou, jy moet kies. Gelukkig het ek nie baie mense wat van my hou nie, so daai is maklik, gee my die geld. Nou hierdie is 'n erg een, as jy nou reg vir hom. Onthou, jy moet 'n keuse maak. Soek jy eerder skuurpapier as toiletpapier of chili sous as oogdruppels? Nou, ons lag hieroor, en dis hoekom ek dit ook so gemaak het. Ons lag hieroor. Maar die waarheid van die saak is dat hierdie speletjie kan redelik ingewikkeld raak na 'n tydjie. Want jy moet 'n keuse maak. En van die keuses kan maklike keuses wees, van dit kan baie moeilik raak. Dis 'n maklike keuse as daar 2 goeie opsies is om te kies, of as daar 2 slegte opsies is om te kies. Dan raak die keuses maklik. Maar dit raak moeilik om te kies watter een die beste sal wees. En omdat ek praat met jou oor dat ons sal kies om eerder wys te wees en nie sharks, 'n dwaas te wees, ekskuus. Wysheid bo dwaasheid. Die lewe bestaan uit keuses. Ek wil dit vir jou so stel, en dis eintlik maar 'n boodskap op sy eie, maar jou wedergeboorte
Ek verstaan dat dit die werk van die Heilige Gees is. Ek verstaan al hierdie geestelike aspekte. So ek praat nie van 'n mensgemaakte bekering nie. Hoor net wat ek vir jou sê. Jou wedergeboorte het begin by 'n keuse. Ek het nou die dag 'n persoon gehad met wie ek 'n lang gesprek gehad het oor die aspek van eenmaal gered, altyd gered, wat ek nie nou by gaan ingaan nie. En die persoon maak toe hierdie stelling waar die persoon sê daar is 'n verskil tussen bekering en wedergeboorte, of soos wat hy dit sal sê, geboorte van bo af. Baie geestelik klink, maar dit sê eintlik niks. En hy sê dat bekering is 'n kopding en wedergeboorte is 'n hemelding, en ek sê te vir hom, nee. Die twee loop hand aan hand. Voordat jy weergebore is, moes jy eers tot bekering gekom het, wat beteken jy moes jou gedagtes verander het. Jy moes 'n besluit gemaak het. Ek gaan Jesus dien. En toe, deur die inwoning van die Heilige Gees, toe raak jy 'n nuwe skepsel. Maar bekering hou nooit op nie. Want die lewe bestaan uit keuses uit. En ja, ons het begin deur te gesels oor vergifnis, en ek het vir jou gesê dat daar is sekere goed wat maklik is om te vergewe. Maar daar is ander goed wat werklik moeilik is. Maar jy moet die keuse maak. En ons gaan moet kies. En ek is nie 'n doemsdagprofeet nie. Ek glo ook ons is redelik besig om na die einde toe te beweeg. As ou kyk na wat aangaan na die politiek en die feit dat die Cheetahs laasweek die Bulls gewen het, dit is tekens van die einde. Ek glo dit, maar die waarheid is, my oupa al het dit ook geglo. En nie een van ons weet nie. So Jesus kan terugkom voordat ek hierdie sinnetjie klaar gemaak het. En nie een van ons weet of ons weer by ons bestemmings gaan arriveer na die diens nie. Die Here kan vir enigeen van ons kom enige oomblik. So die ding hierso is dat hierdie gaan nie dat wanneer ek sê dat ons het op 'n tyd gekom dat ek praat van doemsdag nie. Ek glo met my hele hart dat die kerk van Jesus Christus moet op 'n plek kom waar ons anders is as die wêreld. Ons lyk en tree op net soos die wêreld. Ek was nou nie daar nie, maar ek beloof vir jou dat as jy nou gisteraand daar by die, wat is hierdie common ding wat lê op die kus, daai simpel ding. As jy daar was, kan ek vir jou guarantee dat daar was baie Christene gisteraand. Daar is niks fout daarmee om daarby te wees nie. Ek was 2 jaar terug toe ons president daar was ek ook daar, Steve Hofmeyr. Daar's niks, hoor my hart. Maar hulle stap daar rond, ek kan onthou die 1 jaar wat ek en Natalie daar was, het ek 1 dag raak geloop met 'n skingbord vol dop. 'n Skingbord. Sy's my getuie, my seuns was ook daar gewees. En die ou kom so na my toe, "Man, pastoor." "Hey, Choppa, hier is nie vir my nie, pastoor." Okay, you do you. Ons moet begin kies om die regte keuses te maak. Jy sien, mense het die hele tyd hierdie ding en dis hoekom goed soos bloedlynvloeke en sielsbande, hierdie goed bestaan nie. Hoor hoe stil raak het, want van julle glo dit. Daar bestaan nie goed soos bloedlynvloeke nie. Maar kom, ek gaan nou vir jou sê, selfs al glo jy in bloedlynvloeke, dan moet ons tog vir mekaar sê dat hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. So dan moet die bloedlynvloek mos nou gebreek wees.
So mense maak die verkeerde keuses want hulle wil. Ag, ek is lief vir julle. Ek weet julle kan nie dieselfde sê nie, dis fyn. Moenie jokkie. Jy's in die kerk, my vrou. Ons loop mense raak, week vir week. Pastoor, ek kan nie ophou dobbel nie. Nee, jy wil nie ophou dobbel nie. Dis heel eenvoudig. Sit die foon neer. Delete die app. Bly uit die carousel uit. Carousel. Ons moet kies watter tipe lewe ons wil lewe. Will we choose to obey the Bible? Will we choose to walk the narrow path? Or will we follow the broad path? Will we make the right decisions and possibly be lonely? Sal jy kies om die regte besluite te maak en moontlik eensaam te wees? Or will you do what everybody does and have a lot of friends? En ek sê nie daardeur iemand wat baie vriende het, kies die verkeerde keuses nie. Dis nie wat ek sê nie. Jesus spoke about the wise and the foolish. When Jesus spoke about this, he spoke about a wise builder and a foolish builder. You all know the story. And in Matthew 7:24, Jesus speaks about the wisdom that he gives through his word. And he says, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man. James said that hearing the word of God is like looking into a mirror. And when you look into a mirror, you see what is wrong. Van julle kyk in die spieël en jy kan sien, ek het 'n neushaar wat gepluk moet word. Of dames, ek het ooghare wat ek bietjie moet, wat noem julle? Pluk, trip, whatever, wat julle ook al doen. Ek kyk in die spieël en ek dink, Lord have mercy. Maar die ding is wanneer jy in daai spieël gekyk het, dan weet jy wat fout is. En jy weet om dit reg te maak. Jakobus sê dat daar is mense wat in die spieël van die lewe kyk, dis die woord van God. Hulle sien wat verkeerd is, maar hulle kies om daar te bly. Hoor vir my baie mooi, ongelukkig is meeste Christene vandag, meeste Christene, is hierdie 40 minute of 'n uur se boodskap, is die meeste wat meeste Christene kry 'n week. Kan vir ure voor die TV sit, kan vir ure na jagboeke en bikeboeke en karboeke en musiekboeke en allerlei boeke kyk, maar is te veel moeite om in die spieël van wysheid te kyk. Want dis wat jy kies. Moenie vir my sê Werner, dis ingewikkeld nie, want van die boeke wat jy lees is baie meer ingewikkeld as die Bybel. En jy verstaan die boeke. As jy langer as 30 jaar getroud is, as jy langer as 10 jaar getroud is, het jy genoeg wysheid opgedoen om die Bybel te kan verstaan. Jy het geleer om kriptiese leidrade te volg.
Die ding is net, my broeder en suster, Jakobus en Jesus sê vir ons, dit help nie jy sit hier, dit help nie jy lees die woord van God, en jy stap hier weg en jy vergeet dit nie, want dit gaan niks vir jou lewe baat nie. So ons het begin toe ons gesels het met ons eerste boodskap, het ons gekyk aan die brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het. Onthou, Timoteus was 'n jong man gewees, hy was die pastoor in Efese gewees. En in Efese sou dit baie moeilik gewees het om jou Christenlewe uit te leef, want dit was 'n goddelose stad gewees. Ons moet ook onthou dat die gemeente waar Timoteus pastoor was 'n eerste generasie gemeente. Met ander woorde, dis die eerste generasie wat ooit tot bekering gekom het. Met ander woorde, hierdie mense moes geleer het hoe om die basiese dinge van Christendom uit te voer. Efesiërs was 'n baie influensiële, of Efese, was 'n baie influensiële stad. Dit was 'n ryk stad. Dit was 'n stad waar mense obses was met sukses, geld en geluk. Mense het letterlik en figuurlik agter geld en allerlei besittings en plesiere van die vlees agtergehardloop. So Paulus skryf aan Timoteus en dan daag Paulus vir Timoteus uit om nie soos die sondaars in Efese te wees nie. Die leraars het vir die mense baie snaakse goed geleer. As ek praat van leraars, geestelike leraars. En nie noodwendig duiwelkinders nie. Jy met my? Praat van leraars in die kerk. Hulle het vir hierdie mense goed geleer wat julle nie eers aan kan dink dat mense dit sou geleer het nie. Julle het nog nooit sulke goed gehoor nie. Hulle het vir mense geleer dat jy moet hard werk sodat God jou kan aanvaar. Hulle het vir mense geleer dat as jy al die regte geestelike goedjies doen, dan sal God met jou tevrede wees. Hulle het vir mense geleer dat jou goeie dade sal jou red. Dit klink Nes 2026. Die leraars van daai tyd, die leraars in die kerk, het die kerk mense misbruik, nie iets wat vandag enigsins gebeur nie. Want hulle het vir die mense geleer om te fokus op hulle eie selfsugtige begeertes. Die leraars van die kerk of van die gemeente daar het ryker en ryker geword, terwyl die gemeentelede allerlei godsdienstige dingetjies moes doen, sodat God dalk net van hulle sal hou. En daarom skryf Paulus aan Timoteus en hy sê vir Timoteus, jy moet getrou bly aan die dinge van die Here. Paulus begin sy brief so in 1 Timoteus 1:2. Hy sê aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Ons sien in hierdie woorde, sien ons 'n geestelike leier wat besorgd is oor 'n jong man. Hierdie is nie 'n brief waar hy vir Timoteus uithaal nie. Hy noem hom my geliefde kind, Daar sê hy noem hom my ware kind in die geloof. As jy daai brief lees, dan sien jy die toon wat hy daar gebruik. Dis soos 'n pa wat met sy kind praat en vir hom sê, my seun, hier is ernstige goed wat ek vir jou wil sê, want ek is lief vir jou. En dan in hoofstuk 6, dan gee Paulus sy laaste instruksies aan Timoteus, en ek wil hê dat ons na 'n versie in daai gedeelte gaan kyk. Onthou nou die konteks hierso. Hy's in Efese. Dis Nes die Suidkus. Dis Nes Suid-Afrika. Dis 'n goddelose plek. Hy sê vir hom, Timoteus, ek is lief vir jou. Hier's goed wat jy na gaan moet kyk in jou lewe. Nie omdat daar foute is by Timoteus nie, maar omdat Paulus wil hê Timoteus moet mooi stap in die lewe.
Dan begin hy en hy gee vir hom in wat ons noem hierdie sleuteloorgangsvers. Met ander woorde, daar's goedjies wat hy sê wat vir jou wys in teologiese goed nou dat dis 'n oorgangsvers, maar daar's 'n sleutel daaraan verbonde. In 1 Timoteus 6:11 sê hy, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. So Paul makes this first transition with these two words, but you. Paul says, Timothy, the world around you lives in a certain way, but you, Timothy. Other people, Timothy, are concerned only with money and possessions, but you. Timothy, the world thinks about sexual pleasures in a certain way, but you. Paul tells Timothy that he must be different from the people around him. And if the people around you cannot see that you are different and that you make godly decisions, then something is wrong. And the way that we know that we are making the right decisions is that people will call us stupid. Die manier hoe jy weet dat jy die regte keuses in hierdie lewe maak, en ek praat nie hier van simpel keuses nie. Okay, nou nie dronk word en dan jou kar om 'n telefoonpaal gaan vou en dan vir my kom vertel, almal sê ek het die regte keuse gemaak want ek is dom. Dis nie waarvan ek praat. Ek praat van wanneer jy anders leef as die wêreld, dan gaan die wêreld na jou kyk en sê jy's 'n dwaas. Ek het 'n paar voorbeelde hierso wat ek vinnig vir jou gaan noem oor hoe ons veronderstel is om anders te lewe, maar die wêreld gaan na ons kyk as ons so lewe en sê ons is dwaas. Is jy reg hiervoor? Hier gaan ons. 'n Jong getroude paartjie besluit om Jesus te volg en dan kies hulle om geld aan die kerk te gee elke week, maar die skoonpa sê dis dom om vir die kerk geld te gee. Ek gaan vinnig hier weer gaan. Nog 'n voorbeeld van hoe mense partykeer vir ons, wanneer ons die regte dinge kies, mense vir ons gaan sê jy's dwaas. 'n Jong seun word gemok omdat sy ouers besluit het dat hulle eerder nie DStv en Netflix of die internet gaan hê nie, hulle sal eerder iemand anders help om hulle kind se skoolfonds te betaal. So die maatjies by die skool spot hom en sê vir hom, julle het nie Netflix nie, julle is arm. Terwyl hierdie mense kies om eerder van hulle eie plesier op te gee, sodat iemand anders gehelp kan word. Ek kan op van julle se gesigte sien, dis dom. Hallo? Kan ek jou 'n bietjie vra, eerlikwaar? Moenie jou hand opsteek, jy moenie jou kop skud nie, nou nie super geestelik hier probeer lyk nie. Ek wonder hoeveel van ons sal regtig sê vir die volgende jaar sal ek al my subskripsies cancel en daai geld eerder vir die kerk se welsyn gee of vir die sonnaarskool of vir die jeug. Talk is cheap. En ek probeer jou nie manipuleer nie, jy doen met jou geld wat jy wil doen. Hallo? Mooi. Hierdie enetjie. 'n Jong getroude man besluit hy gaan nie saam met sy werkkollegas na 'n werk stripklub toe gaan nie. Daar in Pretoria is daar so een, Waverley se kant. Teasers. Die Christene noem dit die Stormvoël Dans Akademie, want dit is al by Stormvoëlstraat. Die Christene, en weet jy hoekom? Want die Christene hang daar uit.
En wanneer jy dan vir jou chommie sê, ek gaan nie Stormvol Dans Akademie toe gaan nie, gaan hulle jou mok en vir jou sê jy's 'n dwaas. Hierdie enetjie. 'n Jong getroude paartjie besluit dat hulle nie gaan saam bly en saam slaap voor hulle getroud is nie. Werner, maar dis oudtyds. Hoe moet jy weet of die skoen pas as jy hom nog nie aangetrou? Don't care, papa. Don't care. En jong mense gaan na ander jong mense kyk wat sulke goed doen en hulle gaan vir daai jong mense sê jy's stupid. Timoteus, but you. Maar jy, Timoteus, is wat God vir elkeen van ons vandag sê. Ja, die wêreld gaan in hierdie rigting, maar jy moet in die ander rigting gaan. Maar Paulus stop nie daar met sy sinnetjie nie. Wat ek hou van hierdie manier wat Paulus met hierdie jong man praat, is dat hy herinner vir Timoteus aan sy identiteit. Hy herinner vir Timoteus wie Timoteus is. Kyk wat sê hy, maar jy, man van God. Paulus maak seker dat Timoteus sal onthou dat hy behoort aan God. Paulus wil hê dat Timoteus moet onthou dat God hom geroep het. Nou my broeder en suster, baie mense kan dalk sê, ja, maar Timoteus was 'n pastoor. Luister, God het elkeen geroep wie aan hom behoort. Al is jy nie geroep tot die voltydse bediening nie, is jy deur God geroep om aan hom te behoort. Daarom skryf Paulus vanoggend aan my en jou, sit jou naam daarin. Hy sê, Werner, maar jy, man, of as jy 'n dame is, vrou van God. Jy sien, dit is belangrik dat ons hierdie goed sal begin besef en sal onthou aan wie ons behoort. Ek het hierdie ding in my lewe baie lank terug geleer, dat jou leefstyl vloei vanuit jou identiteit. As jy weet wie jy is, sal jou leefstyl dit openbaar. Die mense in Efese het hulle identiteit in baie allerhande of in baie dinge gevind. Hulle het hulle identiteit gevind in hulle sosiale status of hulle finansiële posisie. Hulle het hulle identiteit gevind in die area waarin hulle bly, in die huis wat hulle besit, die klere wat hulle dra, die leefstyl wat hulle handhaaf. Ek wil dit verder vat, want ek dink wanneer 'n ou die woord preek, het jy dit ook vir jouself moet preek. Maar ek kom agter ongelukkig dat dit in die bediening ook so is, dat mense vind hulle identiteit aan die titel wat hulle het in die bediening. Dis hoekom jy hierdie pelukas, en ja, ek noem hulle pelukas, op Facebook het, wat hulle self profeet, so en so, apostel, so en so. Dis omdat jy dit nie is nie, en jy hoop almal dink jy is. Mechanic het nie nodig om vir mense te loop en advertise, as 'n mechanic, hy maak nie die kar reg. Jou identiteit kan nie gevind word in 'n bediening, in 'n huis, in 'n kar, in die area waarin jy bly. Daarom sê Paulus vir hom, jy, Timoteus, man van God. Timoteus, jou identiteit lê in die een wie in jou is. Timoteus is 'n jong man wat van vroegs af die evangelie van Jesus Christus gehoor het.
Paul speaks about Timothy's faith in 2 Timothy 1 verses 5. He says, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Note of the way that Paul speaks. He speaks of Timothy's faith as a sincere faith. In other words, that means a genuine faith. A faith without dissimulation. Dissimulation means hypocrisy. Paul says, Timothy, you are a true believer because you don't put on a show. Timotheus, jy is 'n ware gelowige, want jy sit nie 'n vertoning op nie, jy leef wat jy is as gevolg van die identiteit wat in jou is, want jou aksies vloei uit jou identiteit. Een van die mense hier in ons gemeente, baie lief vir die man, sal vir my vertel, daar waar hy werk is daar een of ander ou wat met 'n kar ry met net so Jesus sticker hier op die suidkus. Weet nie wat op die sticker staan nie, maar is blykbaar, ek weet nie, follow Jesus of ek weet nie so iets. Julle weet daai bumper sticker slogans. Hy vertel vir my, jy wil nie daai ou se kar oppas nie, want hy vloek jou dat die see jou nie kan skoonwas nie. Nou ek hoop sommer hy hoor my oor Facebook. Want hy is siek. Daarom sê Timotheus, Paulus aan Timotheus, jou geloof moet opreg wees, Timotheus. En ek sien dat jou geloof opreg is. Ons moet begin onthou, my broeder en suster, dat die een wat in ons woon, het ons geroep om 'n ander tipe lewe te lewe. Wat ek hou van hierdie gedeelte is, en ek gaan baie vinnig hierby stil staan, maar hy sê, weet jy Timotheus, ek sien die geloof wat in jou is, en daai geloof is as gevolg van jou ouma en jou ma. Oumas, oupas, paas en maas, julle kinders sit waar hulle sit, omdat julle nie julle identiteit in Christus uitleef nie. Ek kan onthou as 'n jong man, my oupa was ook in die bediening gewees. Ek het dit nou die dag vir Pastor Leon ook gesê, dat as jy nou op die highway klim, jy ry Durban se kant toe, dan kom jy daar by Edwin Swales, daai area, en as jy so opkyk, en sit daar so AGS kerk so op die bult, met so skerp dak. My oupa het daai kerk gebou. My oupa was 'n man wat regtig groot dinge vir die Here gedoen het, nie net geboue gebou het nie, maar hy is 'n ou wat dooies opgewek het, en Tannie Marietjie, ek dink, was daar nie iets met my oupa en Tannie ook gewees, wat hy Tannie gedoop het of iets nie? Dit nie wat Tannie laas my vertel het nie, wat ek nou die stories die mekaar hier. Ek kan nou nie onthou nie, sorry. Maar my oupa het dooies opgewek en siekes gesond gemaak, en ek kan onthou, kort voor sy dood het hy daar by ons kom bly, en ek en hy en my boetie sou in die aande gesit het, partykeer letterlik tot die son opkom, dag in en dag uit, en dan sou hy met ons gepraat het oor hierdie dinge van die Here, en die foute wat hy gemaak het in sy lewe, en ek sê nou vir jou, tot vandag toe is dit baie van daai goed, wat my deur die lewe gedra het, omdat ek 'n oupa en 'n ouma en 'n pa en 'n ma gehad het, wat vir my die voorbeeld gestel het, van die identiteit wat binne in hulle was. Ek het nie foutlose ouers gehad nie, maar ek het goddelike ouers gehad. En daarom kan Timotheus se geloof kan opreg wees, want hy is geleer om opreg te wees. Die een van die grootste probleme in ons lewens vandag, my broeder en suster, is die labels wat ons dra. Dis 'n groot probleem in mense se lewens, want mense glo wat die label sê.
Hierdie labels wat ons dra, is as gevolg van 'n paar faktore wat ek vinnig na wil kyk. Onthou, ons praat daarvan om wysheid bo dwaasheid te kies. Om die regte keuses in die lewe te maak, maar ons het ook van mekaar in die begin gesê dat ons moet die probleemareas identifiseer. Een van die groot labels of een van die groot probleme in ons lewens is wat ek noem die vroeë ouderdom faktor. Met ander woorde, dit is ouers of dalk onderwysers of onderwyseresse wat gedink het hulle weet wie jy is toe jy so groot was. En wat hierdie label aan jou gehang het. En jy het hierdie jare, want jy was nog klein, jy was nog dom, jy het nog enige ding geglo wat daar is. En jy het daai label aangetrek. Kom, ek gaan nou vandag weer sê, dit gaan nou dalk weer klink, maar my skoolhoof, toe ek op hoërskool was, het my eendag ingeroep. Ek weet nie wie van julle kan onthou in Engels, dan jy in ons jare vir jou finale punt, dan moes jy 'n voorbereide en 'n onvoorbereide speech gegee het. Onthou julle dit nog? Nou ek het toe nou vir my voorbereide speech, het ek 'n pragtige ding gehad, en dan die juffrou het so visbak gehad, en dan trek jy nou 'n tema daar uit, en dan moet jy nou oor dit praat, en my tema was so nou oor wat ek wil doen met my lewe, en ek vertel toe vir haar, ek wil in die bediening ingaan, ek wil 'n pastoor wees. Hierdie juffrou het omgevou soos sy lag. Wat ek verstaan, ek was 'n redelike stoute ou. Nie lelik stout nie, maar ek was 'n stoute ou. En sy vat my na die hoof toe. Sy lag sodat sy huil soos wat sy lag. Sy vat my hoof toe, sy sê, meneer, jy gaan nie glo wat Werner wil word nie. Hy sê, wat wil jy word? Ek sê, pastoor. Hy val amper van sy stoel af soos hy lag. En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, die beste wat jy sal word op 'n goeie dag is 'n boemelaar. Nou ek het nou gekyk en sê, dit is so, maar ten minste is ek nie 'n onderwyser nie. En weet jy, tot vandag toe en my vrou sit hier, is dit een van my grootste vrese, wat ek nie vir jou kan verduidelik nie. Maar daai ou se woorde het redelik pos gevat in my hart. En tot vandag toe is dit een van my grootste vrese, is om op te eindig met niks. En ek praat nie van groot huise en karre nie, ek praat van om onder 'n brug te moet slaap, want ek het 'n boemelaar geword. Dis 'n vrees vir my. Ek moet dan nie weer vir my preek nie, ek weet nie, een van julle het vrese nie, ek verstaan dit, ek bely maar net my sonde. Toe ek het eendag vir iemand sê, toe sê hulle, onthou, die Bybel sê wat jy vrees sal oor jou kom, sê ek weet, dis hoekom ek so bang is om 'n miljonair te word. Die tweede ding, hoekom ons labels om ons dra, is wat ek noem die dikwels inligtingsfaktor. Met ander woorde, dis mense wat die heeltyd vir jou goed oor en oor en oor sê. Miskien het jy 'n man, liewe suster, wat die hele tyd vir jou vertel jy's sleg of jy's lui, of miskien het jy 'n vrou, liewe broer, wat jy die hele tyd kritiseer in alles wat jy doen. En die ding is, omdat ons dit die hele tyd oor en oor en oor en oor hoor, glo ons dit. Dis op elke vlak van die lewe so, as ons kyk na die politieke stand, word daar oor en oor en oor en oor vir ons vertel, ons is die probleem. En mense glo dit. Daar word oor en oor en oor en oor en oor vertel vir ander rasse en nasies, dat hulle nooit niks gaan kry, behalwe as dit vir hulle gegee word van 'n regering af, en hulle glo dit. Die oor en oor en oor en oor en oor en oor storie. En hierdie tipe goed het gemaak dat jy labels aan jouself begin maak het, en daarom doen jy nie wat reg is nie, want jy weet nie wie is hier binne in jou nie. Jy glo die labels. Ek gaan begin klaarmaak. Ek weet nie hoe lank ek preek nie, ek weet nie wat het van my selfoon geword nie. So sorry, my stopwatch is nie hier nie. Op my horlosie is daar nou 5 minute verby. Julle het dit ook omtrent so.
Luister wat ek sê, ons praat oor wysheid teenoor dwaasheid, en dat Paulus vir Timoteus sê, Timoteus, onthou wie jy is. Al sê mense wat van jou. Al sê die mense die naaste aan jou vir jou, wat van jou, en ek praat nie van goeie opbouende kritiek nie, ons het ook nodig om die waarheid omtrent onsself te hoor. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek kan maar net van myself praat, en ek sê nie hierdie goed om myself jammer te kry nie, hoor net my hart, ek kan net van myself praat. Maar ek sê net vir jou, ja, die goed wat mense partykeer vir en van my sê. En moenie ophou nie, as daar van julle is hier is, moenie stop nie. Ek het nou reg vir Natalie gesê, in die woorde van Eminem, na wie ek altyd geluister het toe ek jong en dom was. Eminem het altyd hierdie nice sinnetjie in sy een liedjie gesê, wat 'n lese in my lewe geword het. They feed me the fuel that I need for the fire to burn. Ek worry nie altyd oor wat mense vir jou sê nie, maar partykeer dan, dit vat partykeer aanhou. Jy weet waarvan ek praat. En die ding is, dan wil ons daai label om ons nek hang. Hy sê vir Timoteus, Timoteus, onthou wie jy is, want jou aksies vloei uit jou identiteit. En daarom sê hy vir hom, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Die woord vlug is 'n baie interessante woord, want jy vlug net as jou lewe in die gevaar is. Maar is presies wat Paulus vir Timoteus probeer leer, is Timoteus, hierdie goed wat die wêreld hulle self mee besig hou, gaan jou lewe kos. Vlug van hierdie goed, maar hier is die probleem, wanneer dit kom by die sisteme van die wêreld, is waarna toe vlug jy as dit jou oral omsingel? Ons kan nie vir mekaar sê, kom ons vlug Pretoria toe nie, want dieselfde goed is daar behalwe op loftes, daai is heilige grond, maar dieselfde goed wat hier aangaan, is in Pretoria, dis in Johannesburg, dis oral, waarna toe vlug ons? Jy sien die gedeelte van Efese, ons lees hierdie goed asof daai mense nie 'n idee gehad het van wat in die wêreld aangaan nie, maar Efese was in die westerlike deel van Turkye vandag. Een van die eerste goed wat jy sou gesien het as jy by Efese ingestap het, wat ook een van die 7 wonders van die wêreld was, is die tempel van Diana. In daai tempel het hulle openlik allerlei seksuele goed gehandhaaf. Openlik. Efese het 'n amfitheater gehad, wat ongeveer 25,000 mense kon sit. Waar hulle allerlei fights, wat ons vandag UFC sal noem. Dames, julle gaan hierdie like. Efese het 'n shopping mall gehad, van ongeveer 2 rugbyvelde. In Efese het hulle nie net losbandigheid en seksuele immoraliteit geduld nie, hulle het dit gevier. Wat van Pride Month? Hoor hoe stil raak het nou, nee. Wat van Pride Month met die LGBTQIA? Dit word gevier. Tot in kerke. Jy sal op jou rug val as jy weet wat kerke rondom homoseksualisme toelaat. Wat God 'n non-binary noem. En Jesus, die eerste transgender. Maar jy, Timoteus, vlug van hierdie goed. Jy
kan nie met hierdie goed betrokke raak of 'n deel maak van jou lewe nie, want onthou wie jy is, man van God. Maar hier is die ding, en ek maak klaar met hierdie. Want hierdie is 'n ding wat die kerk oor die algemeen mis, in my opinie. Ons het hierdie stel reëls wat ons vir mense gee, wat ons nie regtig in die Bybel vind nie. En veral in die AGS, die groot 5 sondes. Jy kan eerlik sê, ek rookie, drinkie, fliekkie, vloekie, dansie, is jy sharp. Jy kan skinder. Net nie rook terwyl jy doen nie, oom Davie. Ek watch vir hom. Jy kan 'n ander man se vrou vat. Asseblief net nie 'n bier drink nie. Jy kan 'n kerk skeer en jou eie kerkie gaan plant. En asseblief net nie movies toe gaan nie. Ons het hierdie reëls, maar ons mis eenvoudige waarhede, want jy sien, is great om te vlug van al hierdie goed. Maar Paulus stop nie daar nie, want hy sê vir Timoteus, vlug van hierdie goed, maar kyk wat sê hy nou hier, en jaag na die geregtigheid. Jy sien, dit help nie net dat jy wil vlug nie, ons moet iets jaag. Dit is soos mense, Jakes, julle kan maar vir my iets aansit, ek dink ek is oor my tyd. Dit is soos mense wat op 'n diet gaan. Weet jy wat is die nommer 1 probleem met diets? Hoor vir my. Dis die, jy mag nie. Wanneer jy op 'n diet gaan, dan mag jy mos nou nie meer chocolate eet nie. Ek weet nie wie het aan daai sondige valsheid gekom nie. Dis 'n skimp, Minke. Dis waarvan Paulus hier praat. Hy sê, dis soos 'n diet, want wanneer jy op 'n diet gaan, fokus jy so op wat jy nie mag nie. Dat dit al is waarna toe jy draai. Maar wanneer jy fokus in 'n diet op wat jy wel mag, dan jaag jy dit. So 2 jaar terug, Tannie Rika wat daar agter sit, kyk, is nou 'n tannie wat vir jou op jou plek sal sit as jy dit nodig het. En ek waardeer vir haar om swys, want ek het dit baie keer nodig. Net baie keer, nie altyd nie, maar sy het so 2 of wat jaar terug, as sy verby my stap, as sit sy arms om, en klap sy my pen so. As sy sê, nee pastoortjie, nee. Want ek was 40 kilo swaarder as wat ek nou is, omtrent wel 30 kilos swaarder as wat ek nou is, 100, wat was dit sê, 140 of so iets geweeg. Yes! Ek het langs almal in die kerk gesit. En toe ek na my hartaanval en al hierdie goed, toe besef ek gaan moet na my liggaam begin kyk. Ek glo, ou moet na jouself kyk, veral as jy in die bediening staan, is baie belangrik. En nou sê ek vir my vrou, right, nou gaan ek moet begin reg eet. Maar daai holnuts en die cokes. En toe begin my vrou, en sy help my met allerhande lekker goed wat ek mag eet. En toe begin ek dit na te jaag. En toe vergeet ek van die holnut. En ek vergeet van die coke. En daarom wat Paulus vir Timoteus leer, is wat ek vandag vir jou leer. Timoteus vlug van die suidkus goed af. Vlug van hierdie onvergewensgesindheid op die suidkus. Ek is nou maar 6 jaar hier, maar ek sê net vir jou wat ek in 6 jaar hier geleer het, is dat hierdie is die plek waar drome kom doodgaan. Hierdie is die plek waar verhoudings na toe trek om te verbrokkel. Almal het iets slegs te sê oor almal. Niemand gun vir enigiemand enigiets nie. En daarom sê Paulus vir jou en vir my vandag, vlug van hierdie gemors af weg, maar jaag die geregtigheid na.
Jaag iets na wat jy kan bereik. God gaan nie goed van ons verwag as ons dit nie kan doen nie. En daarom het God vandag hierdie eenvoudige boodskap, glo ek, wat hy vandag vir ons ook wil sê, is onthou wie jy is. Sien die identiteit raak wat in jou is. Gaan dit moeilik wees om nee te sê? Dit gaan moeilik wees. Vir 'n rukkie. Daai eerste week of wat, en ek het sulke bokse vol chocolates aan die kas gehad. Ja, dan stap ek by daai Spens van ons in en dink ek, ag, hemel tog. Was moeilik. Nou, hy kan nou vir 'n week of 2 in my kas lê. Behalwe as Minke vir my koekies en goed bring, dit hou net so 3 sekondes, maar oor die algemeen, ek sal een keer 'n week of so, dan sal ek my so 'n bietjie lekker soetigheidjie inneem. Maar nou kan ek verby dit stap en nee sê, want dit het makliker geword. En ek praat oor stupid goed soos Coke en chocolates, maar vir van julle is dit daai ou wat jou verkrag het toe jy 'n kind was. Vir van julle is dit die ou wat jou geld gesteel het en jou dalk in die moeilikheid gekry het finansiëel. Vir van julle is dit die man of die vrou wat jou huwelik kom beskadig het. Vir van julle is dit baie, baie ernstige goed. Van julle is dalk aangerand in hierdie lewe, gehijack of by jou huis ingebreek, of wat dit ook al mag wees, en jy sit met hierdie haat in jou. Paulus sê, onthou wie jy is. Man en vrou van God. Vlug van hierdie goed en jaag die goddelike dinge na. Ek het in my lewe geleer, don't focus on the restrictions, but focus on what you are pursuing. Verskuif jou gedagtes van die beperkings na die beloning. Dit wat jy nastreef, word wat jy begeer. Wanneer jy meer en meer agter Christus aanhardloop. Een van my eerste mentors in my lewe het hierdie ding gesê, what you behold is what you become. Hoe meer jy agter Christus aanhardloop, hoe meer gaan die dinge van die wêreld agter jou word. So wat probeer ek vir jou te sê vandag? Dat dit gaan meer oor wie jy is, as noodwendig wat jy doen. En God wil vandag hê jy moet weet, jy behoort aan hom. Ek is dankbaar vir elke ou wat amen gesê, dankie daarvoor. Maar nou wil ek hê, jy moet regtig hoor wat ek vir jou sê. Jy behoort aan God. Ek soek nie 'n amen nie. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. Jy behoort aan God. Jy's nie meer jou eie nie. En daarom maak dit meer saak oor wie jy is, as oor net noodwendig wat jy doen. Om die pad van wysheid te kies, beteken nie dat jy net gaan vlug nie, maar dat jy iets gaan najaag. My broeder en suster, ek is so opgewonde oor wat die Here gedoen het in die laaste, so lank is dit nou jaar en 'n bietjie. Dit wat God hier kom doen het, is net die hand van God. Geen mens kan die eer of mag die eer vir dit kry nie. Maar ek glo dat God meer as net
'n samevoeging of 'n samesmelting of whatever jy dit ook al wil noem. Dit gaan oor meer as net kyk hoe lekker hou ons kerk. Dit gaan oor ek glo dat die Here wil iets op die suidkus kom doen wat nog nie regtig gebeur het nie. En dis 'n gemeente wat opstaan en sê ons weet wie ons is. Ons vlug van hierdie dinge en ons hardloop agter God aan. Dit beteken ek gaan my grootste vyand vergewe. Ek gaan die minste wees sodat ek voor hom die grootste kan wees. Ek sal vertrap word, ek sal verneder word, ek sal verkleineer word. Ek sal baie van hierdie goed deurgaan, want my identiteit lê nie in wat jy van my dink nie. Ek weet wie in my is. So ek wil jou vra, wil jy nie net 'n paar sekondes vat? Dankie vir julle geduld, ek het nie idee hoe lank ek gepreek het nie. Dankie. Maar wil jy nie 'n oomblik vat vandag en vir die Heilige Gees vra, ek weet hy het klaar met jou gepraat, terwyl ek gepraat het sy stem baie harder gepraat as wat myne kan. En jy weet die goed wat hy vir jou uitgewys het in jou hart en in jou lewe terwyl ek gepraat het. Wil jy nie 'n oomblik vat en praat met hom oor hierdie goed, maar kom ook by 'n konklusie wat jy sê, ek kies vandag wysheid. Ek weet nog nie heeltemal hoe ek dit gaan doen nie, Vader, maar ek wil agter U aanhardloop. Praat met hom. Vader, baie dankie dat ons die voorreg mag hê om aan U te behoort. Here, sal U nommer 1 ons asseblief help om nooit te vergeet dat dit 'n voorreg is om aan God te mag behoort nie. Dis nie ons reg nie. Vader, ek wil U net hierdie eenvoudige ding vra vandag, dat U deur die krag van U Heilige Gees ons sal help. En ons daaraan sal herinner dat ons wysheid bo dwaasheid sal kies. Sal kies om die regte dinge te doen. Wanneer ons binne die volgende 10, 15, 20 minute met sekere keuses gekonfronteer gaan word, sal U ons help dat hierdie woorde in ons harte sal lei, dat ons wysheid bo dwaasheid wil kies. Sal kies om die regte goed te doen, nie sodat enigiemand vir ons 5 sterretjies kan gee nie, maar sodat U met ons tevrede sal wees. En sodat ons U naam deur ons dade mag verheerlik. Vader, ek weet daar's mense wat hier sit wat deur verskriklike trauma in hulle lewens gegaan het en dalk nog gaan. Daar is mense wat hier sit wat regtig U hulp nodig het wanneer dit kom by goed soos vergifnis en wrokke en haat en allerhande sulke goed. Party mense wat hier sit moet ander mense vergewe, party mense wat hier sit kan nie eers hulle self vergewe nie. So ek wil vra dat U deur die krag van die Heilige Gees, U wie alle dinge deursoek, selfs die diep dinge van God, dat U ook ons harte sal deursoek. En dat U elkeen wat hier sit, wat uitroep vandag en sê, help my, dat U vandag 'n wonderwerk sal doen. By U is alle dinge moontlik. Dankie Here dat U ons sal help om die regte dinge te doen, die regte besluite te maak. In Jesus se naam. Amen.